wat saam ons is, dan sê jy weet ons is besig op 'n pad wat ons wil sien die eerste kerk geloop het in terme van wat is dit wat met hulle gebeur het? Hoe het hulle gefunksioneer? Wat is dit wat hulle bymekaar gebring het? En ons gaan later van tyd in meer detail ingaan. Ons is besig maar nog net so 'n bietjie om die inleiding in te bring. En een van die ongelooflike goeders wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, waar die kerk gebore was, is dat die Bybel sê hulle was almal eensgesind. Sê so 'n bietjie eensgesind? Ons het ons in Afrikaans het ons daai gesegde wat sê eendrag. Joe, né? Sê so 'n bietjie vir iemand laat ons jou eendrag maak mag. Dit beteken is wanneer ons almal saam is, wanneer ons dieselfde mindset het, dan is daar 'n sekere krag wat losgelaat word en ons sien dit in die woord. En nou wil ek vir jou net 'n stukkie lees van wat gebeur het met hierdie ouens kort nadat daai uitstorting van die Heilige Gees met hulle gebeur hier in Handelinge 4. Die apostels is besig om oor Christus Jesus te praat en hy doen wonderwerke deur hulle en in dit gryp hierdie klomp fariseërs en die skrifgeleerdes en hulle arresteer en hulle sê vir hulle luister hier, julle moet ophou om in die naam van Jesus te preek. Ons gee nou vir julle opdrag, bly stil, shut up, julle kan nie meer oor hom praat nie, want julle is besig om chaos te veroorsaak. Julle is besig om 'n opskudding onder ons volk te maak. En in hierdie wat hulle dreig met hulle raas, sê die apostels vir hulle, okay, maar julle moet julle minds opmaak. Of dit nou vir julle goed is, en of dit vir julle sleg is, om die Here te loof en prys, dis op julle naam. Om te praat oor hom en sy naam te gebruik, om te verkondig van sy goedheid en van sy guns, as julle nie dit like nie, is dit julle baby. Maar ons weet, ons het ons minds opgemaak. Ons kan nie stil bly oor hom nie. Ons kan nie stil bly oor wat ons gesien het, oor wat ons gehoor het, en ons kan nie ophou om hierdie opdrag wat hy ons gegee het uit te voer nie. En hierdie ouens laat hulle los, en hulle is weer terug na hulle mense toe, en hier kom hulle in Handelinge 4, ek gaan net vir hierdie stukkie lees. Hier in Handelinge 4 kom hulle terug by die mense, hier van vers 23 af. Hy sê, nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem van God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles waaraan is gemaak is. Want deur die mond van die knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige denke bedink teen God? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owersters het saam vergader en teen die Here en sy gesalfde. Want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen U heilige kind Jesus Christus wat U gesalf het. So die eerste ding wat hulle doen nadat hulle vrygelaat is, hulle kom so by mekaar by die eerste kerk en eendragtig begin hulle om die Here se naam te loof en prys. En dis 'n gewoonte wat ek nie as 'n maklike woord wil gebruik nie. Maar dis iets wat jy gedurig by die eerste kerk sien. Is wanneer hulle by mekaar gekom het hulle altyd God se grootheid besing. Hulle het altyd God se goedheid besing. Al het hulle nou net uit die kake van die dood uitgekom. Ons het laasweek gelees van 'n Paulus en 'n Silas, of 2 weke terug, van 'n Paulus en 'n Silas, wat in die tronk toegesluit was. In die midde van hulle tronksel, in die midde van waar hulle gedreig word en waar dit moontlik is dat hulle hulle lewens kan verloor, kies hulle om saam die naam van die Here te loof. Daar's krag daar. En dis hoekom die vyand wil hê ons moet stil bly. Dis hoekom hy wil hê jy moet eerder fokus op jou siel, wat jou elende en jou negativiteit en die toestande van ons land en waar jy jouself in bevind. Hy wil hê jy moet daai goeders bedink. Hoekom? Want dan gaan jy nie eendragtig die Here se naam groot maak nie. Hy kan nie daai krag duld nie. En dis wat ons moet besef, kerk. Dis daai krag van God wat binne in ons monde lê, wat ons moet begin gebruik. Amen. Het jy gehoor hoe die ou laans jou gesing het vanoggend? Het jy gehoor hoe mooi was dit? Selfs hy vals ou, nee, die Here tune hom dat hy sommer vir jou reg klink, nee? Amen. So in hierdie trant is ons besig om te ontdek wat is dit wat met ons gebeur het. Nou dat ons by Christus uitgekom het, nou dat ons gewederbaar is, wat het nou met ons gebeur? Wat word ons nou genoem? As jy Jesus aangeneem het, word jy genoem kind van God. Sê vir iemand langs jou, jy's kind van God. So daar het 'n identiteitsverandering by jou plaasgevind. Ons het laasweek geleer hoe dat Jesus gekom het
En nadat hy vir ons in Johannes 1 al hierdie stelling gemaak het, 1 vers 12, waar hy sê, vir hulle wat hom aangeneem het, het hy hulle die mag gegee om kinders van God genoem te word. So nou mag jy God jou pa noem. Maar toe kom Jesus, en hy kom leer ons 'n baie spesifieke benaming vir ons hemelse Vader. Kan julle onthou wat was dit? Sê so 'n bietjie Abba? Nee, nie Abba nie, hier's nou van julle wat nou terugvoeter. Money, 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 nee? Chiquitita, nee? Ek sien julle gaan soontoe. Dis nie daai Abba nie. Dis Abba Vader. Wat beteken Abba? Dis my pa. Dis 'n verskriklike persoonlike benaming. Dit spreek van intimiteit. Abba is myne. En ons lees hoe dat Jesus gebruik hierdie woord in een van sy donkerste tye. En ek wil julle moet dit gou saam my gegaan doen blaai. Dis hier in Markus 14, is terwyl hy in die tuin was. En julle almal ken hierdie gedeelte baie goed. Dis waar hy so gesmeek het vir hy beker om by hom verby te gaan. Ek dink is hier in vers 38 as ek dit nie mis het nie. Ja, 36. Vers 36 van Markus 14. En hy sê, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar u wil. In sy donkerste oomblik, in die tyd toe hy die meeste angs en vrees beleef vir die realiteit wat nou met hom gaan gebeur. Toe roep hy sy pa aan, maar hy noem hom Abba, my pa, myne, asseblief my pa, as dit moontlik is. Ek weet wat vir my voorlê, ek weet hoekom ek gestuur is, en ek weet wat my gaan gebeur, maar asseblief as dit kan, my pa. En ek dink dis wat ons baie keer mis van, wat is dit wat Jesus sy funksie was toe hy aarde toe gekom het. En ek dink nie ons besef altyd wat dit was nie. Ja, hy het gekom om ons te red. Ja, hy het gekom om ons terug te voer na die Vader toe, maar daar's iets spesifieks wat vir my uitgespring het terwyl ek besig was om 'n bietjie oor hierdie te lees. En blaai gou saam met my na Johannes 14 toe. Hier in vers 8, Johannes 4 vers 8. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en julle het my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek en die Vader, my Vader in my is nie? Die woorde wat ek julle toespreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. So Filippus hulle het hierdie ding gehad om God die Vader te sien. Hulle wou gesien het hoe lyk hy, wie is hy, wat is hy? En Jesus kom en hy sê vir hulle, as jy my gesien het julle die Vader gesien. Jesus het gekom om vir ons te wys hoe lyk die Vader. Wat is die karakter van die Vader? Want onthou, as jy terugdink na die wet toe in die Ou Testament, die idee en die prentjie wat hulle van God gehad het, was 'n verskriklike gesagsfiguur. Dis 'n God wat jy moes vrees. Sê so 'n bietjie vrees. Daai vrees waar net een persoon in die allerheiligste mag ingaan om namens die volk hulle offers te kon bring. Ek meen God roep vir Moses teen die berg op en hy sê vir hom, Moses, net jy mag teen die berg opkom. Toe hulle uit Egipte uit was op pad Kanaan toe. Hy sê net jy mag teen die berg opgaan. As enige iemand anders of 'n dier se voet op daai berg kom, slat hy mors dood neer. Ouens, hy was 'n God wat jy gevrees het.
Dit het geklink soos 'n kwaai God. Dis baie moeilik geweest om 'n liefdevolle God in daai prentjie raak te sien. Ek meen om 'n Moses se lewe te red, word al die eersgeborenes van die in Israel word vermoor deur die Egiptenare. Dis verskriklik, julle. As jy hoor al die wette, al die reëls wat hulle moes onderhou, net om seker te maak dat hulle God tog net nie ontstel nie. Want dan wag daar vir sekere straf vir jou. Van die wette ouens was brutaal geweest. As hulle jou gevang het dat jy egbreek pleeg, daar was nie van, ag kom ons hoor gou jou kant van die storie nie. Julle het dit gesien in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testament, toe hulle daai vroutjie gevang het in die daad van egbreek. Toe bring hulle na Jesus toe, en die verwagting was dat Jesus moes gesê het, gooi haar dood. Ouens, dit is nie speletjies nie. So die indruk wat jy kon kry uit die Ou Testament het is, pas op vir hierdie God. Is 'n verskriklike God. Is 'n kwaai God. Jy speel nie met hom nie. Jy mors nie met hom nie. Jy weet hoe Moses in die berg opgaan die tweede keer, nadat die volk daai goue kalf gebou het. En hy gaan terug en hy kom op die berg en hy moet nou sê, Here, ek het nou die kliptafels het ek nou gebreek, die wette wat U vir my gegee het ek nou gebreek in my woede. Hy kom na die Here toe en die Here is kwaad. Hy sê, Moses, dis beter dat ek hy mense almal uitwis, dat ek van almal van hulle ontslaa raak, dan gaan ek uit jou uitmaak ek 'n hele splinter nuwe volk. En Moses smeek en hy sê, asseblief Here, asseblief, wat gaan die ander volke sê en dink van hierdie God van Israel as hy dit moet doen? So Moses moes mooi praat om die Here te kalmeer. Nou kom ons, en Jesus sê vir Filippus, as julle my gesien het julle die Vader gesien. So Jesus se missie was om ons stadig maar seker te wys wie die Vader regtig is. Wat die Vader is, wat is die intensie van sy hart. En ek wil julle moet saam met my so 'n paar stukke blaai, dat julle net kan raak sien wat ons die hele tyd oor dit lees. Blaai gou saam met my na 1 Johannes 3. Dis amper agter in jou Bybel. 1 Johannes 3. Vers 1. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, eendag nie, maar ons weet dat as hy verskyn, dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Maar vers 1, kyk wat so groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy begin vir ons, hy sê vir ons, hierdie Vader, wat in die Ou Testament hierdie kwaai God was, of so geklink en gelyk het, kyk wat so groot liefde het hy vir jou. Ons lees in Johannes 3 vers 16, wie van julle, ek gaan nie eers so toe blaai nie, wie van julle kan onthou wat staan daar? Johannes 3 vers 16, want so lief het God, daai wêreld van wie hy praat, wie is dit? Dis die sondige, afvallige wêreld, die van ons wat eintlik op pad hel toe was daai tyd. Hy sê hy daai sondige mense het hy so lief gehad dat hy sy seun gestuur het sodat hulle gered kan word. Hoekom? Want hy is lief vir ons. Hy het sy seun gestuur om ons terug te koop na hom toe. Onthou julle wat is die prys wat hy betaal het nou vir om jou en my terug te koop? Hallo? Hy het ons duur gekoop met sy bloed. Toe hy rondkyk en hy dink, wat sal ek gee as 'n losprys vir hierdie kinders van my, wat weggerokkel is? Laasweek het ons gepraat van, julle is die kinders van die duiwel. Toe sê hy, wat sal ek gee as 'n losprys? En ek dink hy het so deur my prentjie, my idee, my moes seker so deur die hemel geloop het en hy moes gedink het, yes, as ek God was, miskien moet ek dit net aanhaal, as ek God was, en ek het al deurgeloop en ek dink, wat sal ek betaal vir hierdie ouens? En ek dink, wat het hulle al my gedoen? Hoe het hulle my teleurgestel? Waar het hulle my gedrop? Hoe het hulle al my wette gebreek?
krap aan die kas rond. Wat het ons daar? Gabriel, sê gou 'n bietjie vir my. Wat is daar? Wat dink jy wat kan ons vir hierdie ouens gee? Sien wat God gedoen het. God het in sy groot liefde vir ons, het hy van die begin, hy sê, the Lamb of God that was slain from the foundations of the earth. Van die begin van tyd af het God al gesê, ek gaan die beste gee om hierdie mense terug te koop. Om hierdie kinders van my te kry, dat hulle weer myne is. Sodat hulle weer vir my kan sê, Abba. En as 'n prentjie wat die Bybel vir ons, wat die Bybel vir ons skilder oor dit. Dis 'n gedeelte in Lukas 15. Julle kan dalk soontoe blaai, maar moet hom nog nie lees nie. Lukas 15. Julle ken hierdie storie verskriklik baie goed. Die storie van die verlore seun. So wat Jesus kom probeer doen het, of nie probeer nie, wat hy gedoen het, was om vir die mense 'n ander beeld te gee van God. Ja, ek het hierdie seker so 10 jaar terug het ek hierdie voorbeeld gebruik. Toe was julle nie hier nie, toe was ons net so diep in die 10 hier gewees in die gemeente. So vir hierdie gaan vir julle nuut wees. Hierdie bril wat ek hier het, is my oupa Grootjie se. My oupa Grootjie is hier, some change iewers, ek dink 1905 iewers is hy gebore. En hierdie brille kom nou so deur die familie, kom dit deur die jare kom dit af. Dis ou brille hierdie. As jy hierdie goed opsit, sien jy nog wit en swart. Dis hoe oud hierdie brille is. En die ding wat my fascineer van die, yes, ek moet sê julle lyk almal baie beter in hierdie skakering. Die amazing ding van hierdie bril is, ek like om te dink, is ek wonder alles, wat het my oupa deur hierdie brille gesien? Hoe die wêreld vir hom, toe hy geleef het, hoe die wêreld vir hom gelyk, toe hy hierdie brille opgehad het? Wat het hy gesien in daai tyd? Wat was sy persepsie gewees van die wêreld waarin hy geleef het? En ek dink dis wat Jesus kom doen het, is hy wou gehad het, ons moet 'n ander bril opsit oor wie God die Vader is, sodat ons God die Vader anders kan begin sien. Ons moes hom anders observeer. En omdat ons God nie kon sien nie, omdat geen mens hom kan sien nie, het hy die naasbeste wat in hom is en wie hy is, wat gelyk aan hom is, het hy gestuur en gesê, gaan wys vir hulle. Gaan demonstreer vir hulle wie ek is. Moenie net sê God is vir julle lief nie, maar gaan wys vir hulle, hoe lyk dit? En hierdie storie van die verlore seun, die ding wat vir my uitstaan, is almal ken wat het met hom gebeur. As jy iewers groot geword het in die bos en jy was nooit in 'n kerkie, dan gaan jy 10-1 nie die storie ken nie, maar die van julle wat sonnaskool bygewoon het en iewers iets in die kerk te doen gehad het, ken hierdie storie van hierdie seun wat na sy pa toe gekom het en gesê het, pa, ek dink ek wil aanbeweeg. Die Bybel sê nie vir ons hoekom nie, was hy familierisie gewees, was hy die middelkind gewees? Maar hy vat sy erfporsie by sy pa en hy beweeg aan. En ons almal weet wat het met hom gebeur. Hy het na 'n ver land toe gegaan en hy het al hierdie geld wat hy gehad het, hy gaan spandeer. En hy verloor alles. En die van julle wat dit nou al mee gebeur het, sal weet dat jy net pelle wanneer jy geld het en toe die geld uithardloop, toe is al sy pelle weg. En dan breek 'n groot hongersnood uit en al wat 'n ellende is, tref hierdie laaitie. En hy kom by 'n boer en toe hy by die boer opdaag, toe sê die boer vir hom, wel, sorry ou boet, ek het nie vir jou enige werk nie. Dankie julle manne. Hy sê, ek het nie vir jou werk, behalwe jy kan vir my die varke gaan oppas. En die enigste rede hoekom hy die varke kon gaan oppas, is omdat hy daardie ten minste het hy 'n bord kos gekry. Hy daai goed wat die varke geëet het, moes hy maar saam met hulle eet. En nou ek dink ons almal kan vereenselwig met, hoe moes dit gevoel het, nadat jy by jou pa alles gekry het wat jy gehad het, jy gaan sit binne in daai varkhok, en kan jy dink, wat se selfgesprekke daai laaitie met hom gehad het? Kan jy dink, wat het hy vir homself gesê? Wie van julle het al geld geërf?
Ek gaan nie vra vir dit nie, okay? Wie van julle het al die lotto gewen? Wat's fout met julle? Maar wie van julle het al geld gemors? Waar het julle dit gekry? Wie van julle het al gevoel jy skop jou eie stert oor die geld wat jy gemors het? Manne, wie van julle het al geld spandeer wat jou vrou vir jou gesê het, moenie daai ding koop nie? Dis ek het nie genoeg hande en voete nie, né? Maar hy sit in daai varkhok en ek dink die verwyte, die selfverwyte wat hy gehad het op daai oomblik moes iets verskrikliks gewees het. Wat gaan ek doen? Wat het van my lewe geword? Ek het 'n kans gehad en is weg, dis gone. Wat nou? En in daai selfgesprekke, in daai plek wat hy homself slaan, wat hy homself kwaadlik neem, wat hy besef wat sy gemors het hy gemaak van sy lewe, gebeur hierdie ding met hom. 15, hoofstuk 15. Kom ons lees hom hier van vers 14 af. En toe hy alles deurgebring het, dit is eintlik dalk die mense deurgetrek het, kom daar 'n swaar hongersnood in die land en hy begin gebrek ly. En toe hy by een van die burgers van daardie land gaan voeg, het hulle hom sy geld om in die veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele van die varke wat hulle eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan hier van honger. Onmiddellik begin hy terugdink na sy pa toe. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen u en die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van hierdie huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. So hy sit daar en hy dink. Hy onthou hoe goed sy pa was. Skielik begin hy besef wat se tipe man sy pa was, wat hy 10 teenoor 1 nie besef het toe hy in die huis was nie. Vir die van julle van 16 tot 22. Ek sê dit net so terloops, né? Want op baie ouderdom is jou pa mos so dom soos grond. Onthou julle dit, toe julle 16 was ons almal? Ek het eendag wakker geword en ek het net besef my pa weet niks. Hy's in 'n grot gebore, hy het nie 'n benul van die lewe nie, hy verstaan niks. Was van julle ook daar gewees, né? Niks het verander. So, hierdie ouetjie sit in daai dilemma en hy begin terugdink en hy besef, Jesus, my pa is eintlik 'n verskriklike goeie mens. As ek kyk hoe hy met sy diensknegte werk, as ek sien hoe my pa werk met die mense wat vir hom werk, dan besef ek, wow, I've missed it. Ek het dit nie raak gesien terwyl ek daar was nie. En hy's besig om 'n ander idee van sy pa te begin vorm. Hy was besig gewees om die bril, die lens waardeur hy na sy pa kyk, te verander. Maar nog steeds het hy nie sy pa heeltemal geken nie. Want in sy binnegesprek sê hy, ek gaan teruggaan na my pa toe, dan gaan ek vir my pa sê, pa, ek sal terugkom, en ek gaan bely ek het gesondig teen jou, en ek bely ek het teen God gesondig, maar pa, ek sal terugkom, ek sal bereid wees om 'n diensknegt te wees. En dit sê vir my dat daai laaitie nog steeds nie sy pa geken het nie. Hy het nog steeds nie geweet wat gaan vir hom wag as hy by die huis opdaag nie. Né? Kyk wat gebeur. Jessie, ou, sorry, ek sukkel met hierdie bril te lees, dis hoekom ek so hakkel. Blykbaar was die ou man se oë nie so hot nie. Okay? En hy het opgestaan, vers 20, en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry. En hy het vir hom jammer gevoel en hy het gehardloop en hom omhels en hom gesoen. Dis nie wat hy laat jy verwag het nie.
Hy het gedink hy gaan by die huis gaan moet aankom en hy gaan hierdie lae dienskneg arme wurmpie vergewe my, ek is so jammer ek bestaan houding, moes hy na sy pa toe gekom het en tog net smeek asseblief, sorry nee, ek's baie jammer hier, nee, hier's ek nee. Dis wat hy hom voorgeneem het. Hoe hy na sy pa toe moet gaan vir wat hy bang was, hy mee gekonfronteer gaan word. En hy kom na sy pa toe, en voordat hy nog kans kry om sy pa te sien, toe kom die ou toppie met sy rokke, met sy plakkies afgehardloop, daar in die pad af, nee? Nie hy staan vir hom soos wat ons sou gedoen het, nie? Yes, hy laat jy kan bly, is nie my laat nie. Amen. Dis wat ons gesê het. Ek sou op hy stoep gestaan het, en ek sal maar hy kierie van my so gestaan en tik het. Tik, 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 nee? Want ek wil hê daai laaitie moet weet wat vir hom wag, boet. Want ek het jou mos gesê, toe jy daar by my aankom, het ek mos vir jou gesê, toe jy nou gevra het, hoor jy, ek soek 'n deel van my erfgeld. Vir gesê, luister, jy weet nie wat jy gaan maak nie. Besef jy waantoe, man, ek weet, ek het my planne uitgelê, pa, ek weet waantoe ek op pad is, ek het my drome. Klink soos ou boet van Orkney Snorkie, nie? En sy pa het hom 10-1 gewaarsku en vir hom gesê, pas op, kyk uit vir dit gaan gebeur. Ek sou daar gestaan het met hy kierie, tik, tik, tik. Sê, ja mannetjie, ek het jou gesê, sien jy, so wat nou? Wat gaan jy nou maak? Wat gaan jy nou maak met al die geld wat jy verbrou het? Ou boet, jy gaan terugwerk. Jy gaan dit vir my terugwerk. Begin maar daaronder. Dis wat ek sou gesê het, 'n goeie pa sou dit gedoen het. Begin maar onder, want jy het gemors wat jy gehaat het. En Jesus vertel hierdie storie vir jou en vir my om 'n ander bril te sien. God ons Vader, Abba, op 'n totale ander manier te ervaar en te beleef. En te hoor hoe goed hierdie Vader vir jou en vir my wil wees. Dat toe ons teruggekom het na hom toe, het hy nie eers vir ons 'n preek afgesteek en ons vertel wat se teleurstelling ons was en ons man sort eers jou gemors uit, kyk wat het jy aangejaag, kyk al hierdie soul ties wat jy het en kyk al hierdie skuld wat jy moet betaal aan my nie. Ons sien 'n prentjie van 'n Vader, hierdie waardige figuur, hierdie groot, almagtige, alwetende God wat die hele heelal in sy hand vashou. Hierdie God wat 'n God van wette en van geregtigheid en van heiligheid is. Jy sien hoe dat hy sy waardigheid weggooi en hy hardloop na sy seun toe. En toe hy by hom uitkom, toe steek hy nie net vas en sê vir hom welkom terug nie, hy soen hom op die bek. Hy sê vir hom welkom terug by die huis. En is nie net welkom terug by die huis nie, julle ken die storie, hy gee opdrag en hy sê, hey, kom bring vir my 'n kleed, ek wil vir hierdie seun, vir hierdie skaamte, vir hierdie shame wat hy gehad het, nee, vir hierdie vernedering wat hy moes deurdra, nee, vir hierdie wat van hom gestroop is, kom en hy sê vir hom, gee vir hom 'n nuwe jas. I will give you a garment of praise for your spirit of heaviness. Nee, vir hierdie gees, hierdie depressie wat op jy is, kom ek gee vir jou hierdie nuwe jas, my skat. En hy sê vir hom, hey, kom ek gee vir jou 'n ring, want hy het die ding ook 10-1 gepand, nee, iewers het hy hom gaan verkoop by pandjieswinkel, nee, en hy kom en hy gee vir hom 'n nuwe ring, dit spreek van sy identiteit, ek herstel jou identiteit, dat almal kan sien, jy's myne, dat almal weet, jy's terug op die plaas, my seun het teruggekom, nee, niemand durf iets van jou sê, iets oor jou skinder, 'n kommentaar of 'n mening oor jou gee nie, want hulle praat van my seun. Hy sê, bring vir hom nuwe skoene. Hy paar pote van ons was seker lekker uitgetrap gewees teen daai tyd, nee. Hy hakke is gebars, toe jam, ek meen, uit die varkok uit was seker 'n aaklige gesig om te sien. En hy sê vir hom, bring vir hom nuwe skoene. Trek hierdie kind van my aan, laat hy afgerond lyk. En laaste sê hy, nou gaan ons party. Nou gaan ons party. Hy kalf, wat julle nie weet, hoekom ek hom al vir so lank al daar agtervoer nie. Julle het nie geweet, hoekom sê ek vir julle los hy kalf uit nie. Julle het nie verstaan hoekom ek vir die diensknegt gegee het, hoorie, julle gee vir hy kalf die beste kos nie.
Julle het nie geweet dat hierdie dag gaan aanbreek. En julle het nie geweet hoe ek gaan voel oor daai dag nie. En hulle slag daai kalf en hulle hou groot party, omdat jy en ek teruggekom het huis toe. Amen. Dis goeie nuus. Halleluja. En in dit vererg die oudste broer hom. Die oudste broer is livid. Hy's totaal en al hy verloor het. Want hy sou opgetree het soos ek. Sê, pa, wat is fout met jou? Kyk wat het hierdie laaitjie gedoen. Hy sê, ek sloof my af. Ek het nie soos Kiepie besluit, ek vat 'n break nie. Ek gap jaar nie. Ek het nie besluit, ek wil my vlekkies gaan sprei en die wêreld gaan sien nie. Ek het by die huis gebly. Ek het hierdie boerdery aan die gang gehou. Ek het my hande knippel. Ek het stompies. Ek het nou al rightes en al leftes. Ek het my vrek gewerk hier. Ek het gespook. Ek is in die son gebrand. Kyk hoe lyk ek. Ja, en hy's dikbek met rede. So ek sou presies dieselfde gevoel het. En sy pa sê vir hom, hy sê, seun, hoe kan jy so ontsteld wees? Hy sê, verstaan jy wat het gebeur? Hy sê, my seun het teruggekom huis toe. En hy draai om en hy sê vir hom, seun, maar hoekom is jy so upset? Hy sê, jy dan nie geweet dat alles wat ek het, was joune in elk geval. Toe jou boetiekies om uit te stap en weg te stap, toe dit oorgebly het, was joune. Jy kon gevat het wat jy wou, jy hoef nie eers gevra het nie, gaan lees daai stuk. Jy het nie nodig gehad om te kom staan en te sê, ag papie, pa weet, ek het nou 'n ou stukkie vleis op die dorp ontmoet, en ek wil nou graag 'n bietjie gaan kuier, en dan wil ek al familie bietjie oorbring, en ag, waai, ek wil 'n braai leen, of reël, skaapie, kan ek 'n ou skaapie kry? Hy sê vir hom, jy het nie eens nodig gehad om my iets te vra nie. Alles wat ek gehad het was joune. Jy kon dit net geniet het. Wat was daai laaitjie se probleem? Die bril wat hy opgehaat het. Die manier hoe hy na sy pa gekyk het. Hy het nie sy pa geken nie. Hy het nie verstaan wat sy hart was nie. En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê is, ouens, vra die Heilige Gees om vir jou 'n ander bril van jou hemelse Vader op te sit. Dat jy anders na jou hemelse Pa kan kyk. Kyk gou wat sê Jesus. Wat sê hy? Maak gou by Matteus 7. Ek moet nou net die regte bril hier opsit. Hoor gou wat beskryf Jesus vir ons van die karakter van hierdie Vader. Matteus 7. Vers 7. Hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee? Ek ken sulke paas. En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is. Hy praat nou met ons aardse paas. Hy sê, julle wat eintlik sleg is. As julle weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge aan hom gee wat hom bid. Halleluja! Hoe sien jy God? Sien jy hom as hierdie goeie God? Daar waar jy nou is. Daar waar jy jouself nou bevind, want baie van julle voel jy's in 'n varkhok. Party van julle voel ver van die Here af. Party van julle het 'n verkeerde bril van jou pa, so jy's bang vir hom. Jy weet nie hoe om hom te benader nie. Jy weet nie hoe om met hom te praat nie. Want jy weet nie wat jy gaan verwag nie. Wat jy gaan kry nie. Jy verwag 'n stok. Jy verwag 'n kwaai antwoord. Jy verwag al 'n nee. Ek gaan nie eens bid en vra nie. Want ek weet wat die antwoord gaan wees. Wie van julle het al so geredeneer? Nou julle die storie van die ou met die jack? Toe maar, dis 'n grappie vir 'n ander dag. Jesus het vir jou kom wys
dat jou hemelse Vader vir jou en vir my goeie gawes wil gee. Hy wil sy goedheid aan ons bewys. Maar vir jou en vir my om dit te doen, moet ons hom so beleef en so ervaar. En jy moet daai vrymoedigheid, jy moet daai prentjie, daai beeld moet verander van die hemelse Vader wat na jou toe hardloop. God vra nie ons moet goeders doen en hom gehoorsaam wees, sodat ons sy hart kan sag maak, sodat hy vir ons goeie goed sal gee nie. Moenie die fout maak wat die oudste seun in die huis gedoen het nie. Dat jy's in die huis, jy's in jou pa se huis, en jy het nie vrymoedigheid om te vat wat joune is nie. Jy het nie vrymoedigheid om na sy genade troon toe te hardloop nie. Jy gun nie jouself goedheid en guns nie. Jy gun nie jouself dat hierdie hemelse Vader, hy wil nie vir jou klippe en slange gee nie. Hy wil vir jou brood en vis gee, dit wat jy voorvra, dit wat jy voorklop. En ek is oortuig dat die duiwel dit nog steeds vandag reg kry in die kerk, met die kinders van die Here, om 'n verkeerde bril op te hê. Begin hom sien as jou hemelse Vader, wat vir jou lief is, en wat vir jou omgee. Sê Dion, maar hoekom kom my goed nie deur nie? Hoekom voel ek, Here, ek sukkel, hoekom voel ek kry nie deurbrake nie, hoekom voel ek, Here, ek kry nie oorwinning nie? Want omdat jou pa vir jou lief is jou pa besig om karakter in jou lewe te bou. Jou pa is besig om toe te laat dat jy sekere goeders moet ervaar en sekere goeders moet beleef, sodat jy dit wat hy vir jou vra om te doen, sodat jy dit kan toepas, sodat jy kan sien, maar dis hoe my goeders dan uitwerk. Kan ek nog een versie vir julle lees? As ek heeltemal klaar. Blaai gou Hebreërs 5 toe. Hebreërs 5 hiervan so vers 7 af. Hebreërs 5 vers 7. Die skrywer hierso praat van Jesus. Hy sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom opgeoffer het. Hy praat hier van wat gebeur het in die tuin van Getsemane, toe Jesus God aangeroep het. Het hom uit die dood uit kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Hier sê die skrywer dat Jesus Christus, al was hy die seun van God, het hy gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En die lyding wat ons baie keer deurgaan, is vir ons baie keer moeilik om dit te vereenselwig met 'n God wat liefdevol is. Hierdie God wat ons lees van, wat na ons toe hardloop, wat vir ons goeie gawes wil gee. Dis vir ons baie moeilik, want ek dink nie ons besef wat is hy eintlik met ons mee besig nie. Jy sien die rede wat die pa, daai seuns op die plaas, vir daai seuns om effektiewe boere te wees, moes hy hulle sekere goed leer. En een van die belangrikste dinge is, jy moet hard kan werk. Jy moet dissipline kan hê. Jy moet leer om vroeg op te staan. Jy moet op die lande wees nog voordat die werkers daar is. Daar's sekere skills, vaardighede, wat hy hulle moes leer, sodat hulle enig suksesvol in die familiebesigheid kan wees. En nou is God met jou en met my dieselfde ding mee besig, want hy het jou gaan haal uit die koninkryk van duisternis uit, en daar het jy 'n sekere manier van dink gehad. Nou is jy in sy koninkryk ingebore, en nou moet hierdie Vader jou as sy kind vat, en hy moet jou 'n nuwe manier van dink begin leer. Jy moet leer hoe dink 'n mens binne in sy koninkryk. Wat is hierdie koninkryk se waardes? En dis pyn. Dis seer. Om hierdie nuwe goedes aan te leer, beteken dat jy moet jou vlees kruisig. Jou ou manier van hoe jy gedink het en hoe jy opgetree het. Jy moet nou teen dit kies. Dis pyn.
Dis seer om teen jouself te kies. Hoekom dink julle hy like die gevat, sy paai gevat en gewaai? Hy wou nie teen homself kies nie. Hy wou die gemak en die lekker van die lewe, die lekker van die boerdery wou hy gehad het. Die nuwe Hilux, die nice drone, al die speelgoed wat ons jong laities mos like om te koop. Hy wou daai gehad het. En dis wat dit belangrik is om raak te lees wat God die Vader sê, hy stel nie belang in jou en my gemak nie. Hy stel belang in ons karakter. Hy wil hê ons moet meer en meer soos sy seun word. En dis hoekom sy eie seun deur pyniging moes gaan om gehoorsaam te wees, om te leer om gehoorsaam te wees tot die dood. Nou sê hy, sodat hy die wat van ons wat nou in hom glo, sodat as ons nou na hom luister, as ons hom gehoorsaam is, sodat hy vir ons 'n ewige saligheid kan bewerk. So die Here is besig om jou en my te leer om te luister. Hy soek kinders wat luister. Gehoorsame kinders. Hoekom? Sodat dit met jou goed kan gaan. Sê vir iemand langs jou. Julle is bietjie skaam om daai te sê, né? Hy's besig om jou gehoorsaamheid te leer. Wat 'n gehoorsaamheid? Om goed te doen op sy wil. Om goed te doen op sy manier. Want dis 10-1 die gesprek wat daar aangegaan het. Wie van julle het al vir julle kinders gesê, solank soos wat jy onder my dak is? Kom ek vra, want hier's baie bang ouers, so ek dink julle sê dit meer vir julle kinders nie. Maar kom ek vra ons generasie, vir wie van julle was daar gesê, solank soos wat jy onder sy dak is? Kan ek daai hande sien? Ja, is baie meer van hulle, né? Maar een meiskind skud haar kop sê, wat is fout met hierdie mense, né? Dis die gesprek wat hier gebeur, 10-1. My pa het vir sy seun gesê, my skat, as jy hier bly, dis hoe dit werk. En daai ouetjie moes 10-1 gesê het, ek is, my way. En dis wat ek en jy moet besef, dat in God se koninkryk, ouens, moet ons luister na ons pa. Want dis wat jy van kindsbeen af al gehoor het van jou pa en jou ma's. My kind, die rede hoekom ek vir jou vra om te luister is sodat dit met jou kan goed gaan. Ek wil nie hê jy moet seer kry nie. Ek wil nie hê jy moet skade kry nie. Op daai stadium verstaan jy dit nie, want jy soek jou way. Daai mentaliteit is ons vlees. En dis daai ding wat ons elke dag teen moet kies. En dis hoekom ek en jy moet verstaan, dat daar waar jy nou deurgaan, daar waar jy nou sit, daar waar jy nou voel, Here, maar hoe kan ek van 'n goeie God hoor, maar ek gaan deur hierdie goed, moet jy besef, hy's met jou besig. Jy moet in daai varkhok sit, sodat jy kan onthou, sodat jy kan dink, sodat jy kan hoor, wat is dit wat my pa gesê het? Ek onthou my pa se goeie pa. Ek sit nie hier omdat hy vir my kwaad is, of omdat hy my gestraf het, omdat hy my verwerp het nie. Party van ons sit daar, as gevolg van keuses wat ons gemaak het. Maar met ander van ons, is daar 'n proses besig, wat die Here wil hê, jy moet leer om goed op sy manier te doen. Want dis wanneer jy daai goed op sy manier doen, wat jy gaan sien, goedheid en guns gaan jou volg. Jy gaan dit nie hoef te jaag nie. Dis Matteus 6 wat sê, soek eers my koninkryk en sy geregtigheid, dan sal al die ander goeders bygevoeg word. Hy's besig om jou te laat groot word, my boetie en sussie. Hy's besig om vir jou te laat begin besef en sien hoe werk goed in sy koninkryk. Hy's nie kwaad nie. Hy's 'n goeie pa. Sit daai bril op, so wanneer die vyand vir jou kom lieg, wanneer die vyand vir jou sê, wat maak jy daar? Wanneer die vyand jou laat wonder en laat twyfel oor God se goedheid en oor sy getrouheid, en hy wil hê jy moet daai gesprekke met jouself hê. Dan sê hy vir hom, stop, wow. Ek onthou my pa is 'n goeie pa. Ek onthou my pa het my terug verwelkom in sy huis. Ek onthou hy het vir my skoene aangesit, hy het 'n nuwe kleed en 'n nuwe ring. Ek onthou hy het klaar die lam, of hy het klaar die kalf vir my geslag. So ek is daar. Ek moet net besef, hy's met 'n proses in my lewe besig. En ek moet nou vir die dood gehoorsaam wees aan hom.
Vir waar ek nou is, moet ek luister na wat hy vir my sê. Dis hoekom hy onder andere sê, ag dit loutere vreugde, wanneer allerhande van hierdie versoekings en hierdie moeilike goed op jou pad kom. Dis nie omdat jy breindood moet wees en moet dink is mind over matter nie. Dis om te besef, Here, U is met my besig. Al sit ek in die tronk vasgesluit, my arms is in boeye, my voete is in boeye. Here, ek het die goeie wil gedoen, ek is 'n gehoorsame kind, nou sit ek hier. Selfs daar het God vir Paulus en Silas geplaas, sodat ander mense God se goedheid moes sien. Want toe hulle begin om hom te loof en prys, wat gebeur in daai tronk? Die deure swaai oop, die boeye val af, en almal sien hoe goed God is. Sit vanoggend 'n ander bril op. Daar waar jy twyfel en waar jy onseker is, begin jy sê, ek onthou. Ek onthou waar God my al deurgebring het. Ek onthou wat ons gesê het by Psalm 103. Ek onthou dat hy is 'n goeie God. Glo jy dit volgende? Sê vir iemand langs jou, ek glo hy's 'n goeie God. Sê vir iemand langs jou, waar ek nou is, gaan ek nie bly nie. Sê vir iemand agter jou, hy het 'n plan vir my lewe. En die ou aan die ander kant sê hy wil hê ek moet groot word soos sy seun in sy huis. En dan sê jy vir jouself, alles wat God se is myne. Amen. Staan saam met my asseblief.